Vandag se les. Jy kan notetjies maak terwyl ek praat of jy kan net eers luister. Goed. Ek het 'n resep, 'n regtig erge resep vir kaas scones wat ek elke oggend, so een keer 'n week in die oggende vir my kinders maak om in hulle kosblikke te sit. So ek vat 1 koppie meel en ek vat 1 koppie kaas gerasper en ek vat 1 koppie melk en bietjie sout en bietjie bakpoeier. Ek gaan nou nie dit alles neerskryf nie. En dan kry ek so plus minus 12 muffins of scones eintlik. Ek gaan die resep neerskryf as jy wil mamma gee. Alright. Goed. So ek wil graag vir my kinders dit maak môreoggend as hulle skool toe gaan. Dit is my resep. Sjap. Het ek al 12 scones? Het ek 1 koppie melk? Nou, ek weet nie, ek het nog net my resepteboek oopgemaak, ek het nog niks. Nou gaan ek na my kas toe en my yskas toe. Nou haal ek al die bestanddele uit. En ek sien, ek het 6 koppies meel. En ek sien, ek het nou my kaas gerasper, ek sien ek het 1 en 'n halwe koppie kaas. En my melk sien ek het 3 koppies melk. Hoeveel scones het ek? Nog niks. Ek het nog net my bestanddele uitgehaal. Ek het nog niks geroer nie, ek het nog niks afgemeet, ek het nog niks gedoen nie. Is julle met my? So dit waarmee ek nou begin is 'n wetenskaplike regte erge reaksie. Pak aan al my bestanddele bymekaar en nou moet ek gaan afmeet hoeveel pas by hoeveel en gaan vir my hoeveel gee. Okay? So wat het ons hier? Ons het 'n resep en ek het my bestanddele uitgehaal. Nou moet ek gaan kyk, maar hoeveel scones kan ek maak? Okay? Kan ek 12 scones maak? Ja. Kan ek 24 scones maak? Hoekom nie? My kaas is te min. Want ek kan definitief net al die goeders bymekaar gooi nie. Jy gaan nie scones, jy gaan iets kry, maar dis nie scones nie. Okay? Jy gaan sê goed. Kom ons kyk, ek wil maksimum hoeveelheid scones maak wat ek kan maak. Ons gaan nou net in 12 werk. So eintlik gaan ek net 12 scones kan maak want my kaas het ek te min van, hy is my beperkende reagens noem ons hom. Hy is die een wat my limit in hoeveel ek kan maak. Okay, so kom ons maak hier resep 1 keer deur. Minus 1, minus 1, minus 1, plus 12. Hoekom minus ek aan hierdie kant? Dit word gebruik. As ek dit klaar gemeng het, het ek dit nie meer nie. Hoekom plus ek dit aan hierdie kant? Kry toe 12 scones. Okay, en dan wat het ek oor? 5 koppies meel, 'n halwe koppie kaas, 2 koppies melk en 12 scones. Is julle met my? So hierdie word genoem kwantitatiewe chemiese berekeninge. Okay, so hierdie hele hoofstuk lank nog het ons, jy het hierdie klein sommetjie gaan doen om te kyk hoeveel het ek van hierdie, hoeveel het ek van hierdie, hoeveel het ek van daai. En nou gaan ons die hoeveelhede wat ons het gaan gebruik om chemiese reaksies en produkte te kry. Sharp? Okay. Nou, hierdie wat ek hierso gedoen het, noem ons 'n moltabel. En wanneer jy hierdie waardes invul, moet hulle almal dieselfde eenheid hê, spesifiek mol. Want jy mag mol met mekaar vergelyk. Jy kan nie volume met gram vergelyk nie, want jy weet nie of hulle in ratios reg is met mekaar nie. Jy wil altyd dieselfde eenhede met mekaar vergelyk, spesifiek mol. Is julle met my? Iemand 'n vraag? Okay, goed. So. Hier praat ek nou van chemiese of gebalanseerde chemiese berekeninge. Ja, meneer. Wie doen voortrekkers in graad 10? Net julle. Cheers. Nee. Okay, goed. So, ek sê hier vir jou, 'n gebalanseerde chemiese vergelyking dui die molverhouding waarin stowwe met mekaar reageer.
Okay? So, hier het ek nou 'n gebalanseerde vergelyking. Stikstof met waterstof gee vir jou, Laurens, wat? Wat is daardie se naam nou weer? Nee. Hy klink soos 'n 3-letter woord. Ammoniak. Okay. Dan Roy, het ek vir julle hier prentjies gepaste. Hier stikstof so 2 blobbe. En hier so het waterstof lyk soos asof ons 3 selle boude het. Hoekom is hulle so 2? Wat noem ons daai 2? Dit is so rooi. Is dit? Ek gaan dink aan my opsies. Is dit halogene of diatomiese molekules? Diatomiese molekules. Partykeer is halogene diatomiese molekules, maar nie almal nie. So diatomies 2. So hier wys ek vir jou een van hierdie molekules reageer met 3 van hierdie molekules om vir jou 2 ammoniak molekules te gee. Okay. So hierdie mol verhouding is wat ek wil hê jy moet vir jou belangrik wees op hierdie bladsy. Jy kan sien een van hierdie molekules reageer met 3 van hierdie molekules en dit lewer vir jou 2 van daardie molekules. Okay? Dan het ons ook iets soos 'n massa verhouding en 'n gas-volume verhouding. Nou, ek gebruik nie baie massa verhouding nie, want jy kan dit nie altyd gebruik nie. Okay, as jy met gasse te doen het of liquids of oplossings te doen het, kan jy dit nie gebruik nie. So ek gebruik dit nie altyd nie, maar as jy ekstra klasse het op 'n ander plek of YouTube video's kyk of ou boeke deurwerk, mag hulle dit gebruik. So dis nie verkeerd nie, jy kan dit nie altyd gebruik nie, so ek doen dit nie. Maar waar kom hierdie massa verhouding vandaan? Stikstof se molêre massa is mos 14 en ons 2 van hom soos 28. Waterstof se molêre massa is 1. En ons 2 daarvan soos 2 en ons 3 molekules, so 2 maal met 3 gee vir jou 6. Kry julle die idee? En dan die gas-volume verhouding. Dit mag jy gebruik, maar slegs as jy by STD is vir 'n sweetie. Steek jou hand op as jy weet waarvoor staan STD. Jo, hier gaan my hande op. Christopher se hande is eers op. Standaard temperatuur en druk. So, jy mag dit net gebruik as jy by STD is en net as jy met gasse te doen het. Okay, jy mag dit nie gebruik met solids en hulle volumes met mekaar vergelyk of iets nie. So net as jy by gasse is en jy is by STD of by dieselfde temperatuur en druk, so onder dieselfde omstandighede, dan kan jy die gas-volume verhouding gebruik. Jy kan sien hier is 1 molekules, soos 1 maal 22.4 en 3 maal 22.4 en 2 maal 22.4. Hoe weer nou 22.4? Dit is daai VM opsie. Wat die volume is van 1 mol deeltjies. Okay. So wat ons gaan doen in graad 10, sover, is stoichiometriese reaksies. Klink soos 'n vloekwoord, né? Wat trek ek met my vraag? Ek trek by jou, WM. WM, sê asseblief vir my stoichiometries. Baie mooi. Stoichiometriese reaksies, wat is dit? Dit is 'n chemiese reaksie waarin al die reagense in produkte verander. Wat beteken dit? Beteken alles is op. Daar's niks wat oorbly nie, daar's niks wat te min van is nie, alles gaan opgebruik. Perfekte chemiese reaksies. Okay, so kom ons kyk gou hoe lyk sulke tipe somme. Stoichiometriese reaksies. Okay, dit sê daar vir jou, of vra vir jou, hoeveel mol ammoniak sal vorm indien 6 mol stikstof met oormaat waterstof reageer? So hulle sê vir ons oor genoeg van waterstof, ons moet nou net fokus op stikstof. Okay, nou die vergelyking waarna ons gaan kyk is die vergelyking daarbo. So ek gaan hom net gou weer gaan neerskryf, sodat hy naby is. So hulle wil weet hoeveel mol ammoniak sal vorm indien jy 6 mol stikstof het. So ons gaan net eers begin met 'n ritme, 'n patroontjie. Van ons gebalanseerde vergelyking af sien ons dat 1 mol daarvan lewer vir ons 2 mol daarvan.
Okay, so ek gaan aan die begin stadig werk en gaan later vinniger gaan. So ons sê 1 mol stikstof lewer 2 mol ammoniak. Maar hoeveel stikstof het ek, sê hulle sê ek het 6. So 6 mol, dit wil sê 6 mol stikstof lewer hoeveel mol ammoniak? Daniek? Hoe het jy daarby uitgekom? My maggies. So van daar tot daar maal sy met 2, so presies dieselfde van daar tot daar maal met 2, gee vir jou 12. Okay, by B vra hulle vir jou. Wat is die werklike volume waterstofgas by STD benodig vir die reaksie om plaas te vind? Okay, so dan gaan ek weer na my gebalanseerde vergelyking kyk. En dan gaan weer begin met stikstof. So ek gaan sê 1 mol stikstof nodig, want stikstof nodig waterstof, om ammoniak te vorm. 1 mol stikstof nodig 3 mol waterstof. Okay, maar ek het nie 1 mol stikstof nie, ek het 3 mol stikstof nodig. Hoeveel mol waterstof? Johanlie? Het jy daarby uitgekom? 18 mol waterstof. Maar die vraag was nie hoeveel mol waterstof nie, die vraag was die werklike volume waterstof. So Richard, wat nou? Dit is wat er een. Nee, ons het nie C nie, ons het nie konsentrasie nie. Hulle is volume. Hulle sê vir jou, jy is by STD. Dink so, ja. Yes, met die kleur, dankie sê daarvoor. N is V oor VM. Ek gaan hierdie formule net gaan herrangskik. So V is N mal VM. So die mol is 18 mol mal 22.4 en Wouke het hierdie som gedoen? Ja, 403,2 kubieke desimeter. Dis baie, 400 liter. Ok, julle kry die idee, maar ek dink ons het dit al 'n bietjie geoefen met die ione. So kom ons kyk gou na 'n werklike erklike som vir graad 10. Ok, hulle sê daar vir jou, bepaal die massa suurstof afgegee wanneer 29.4 gram kaliumkloraat verhit word en heeltemal ontbind volgens die volgende vergelyking. Ok, nou het ek eers 'n paar vrae. Cleo, wat beteken ontbind? Hy word opgebreek. Ontbind, deel op met deeltjies. Toonai, wat kan jy aflei vanaf die woord heeltemal? Sê weer? Alles word opgebruik. Daar is niks wat oorbly aan die einde nie. Okay, heeltemal ontbind. So hier is altyd in wetenskap sulke klein clues wat jy moet gebruik. Okay.
Dan wil ek vir sê, hierdie is 'n wit poeier, by the way. En dan as hy gebrand word, dan sit 'n wit poeiertjie wat agterbly, wit. En dan suurstofgas word afgegee. So jy kan die suurstofgas collect. Christopher, hoe toets mens vir suurstof? Hoe toets mens vir koolstofdioksied? En dan my laaste vraag is, hoe toets jy vir waterstof? Het ek nie die eksperiment met julle gedoen toe julle opendag toe gekom het nie? Ja, wie? Is hy in skool? Ek moet hom nog 'n verskoning vra, daai hele dag lank huil. Anyway, wat het ek gedoen? Ja, daai oplossingsnaam is koolstofdioksied, kalkwater. Kalkwater is basically net kalsiumhidroksied, by the way. En hy word dan wit as jy koolstofdioksied daardeur blaas. Kalsiumhidroksied, ja. Is kalkwater opgelos. Nee, is Selkie. Ja, ek skryf net baie lelik, maar dit is Selkie daai, hoor. Okay, kom ons hoor vir sweeties. Hoe toets mens vir suurstofgas en hoe toets mens vir waterstofgas, ja? Nee, maar enige gas maak borrels in water. Ja. En dan noem ook hy. Hy pop. Waterstof, gas, pop, as, aan die brand steek, aan die brand steek, hy maak so, poep, so, nog hoor, poep, baie hoog geluid, hoe toets mens vir suurstof, ja. Yes, so wat jy doen, jy versamel die gas, en dan sit jy 'n gloeiende splinter, soos 'n koeltjie. Okay, 'n stokkie wat hy brand nie meer nie, hy gloei net en jy sit dit in die proefbuis en as hy aan die brand slaan, dan sit suurstof. As hy doodgaan, is dit koolstofdioksied. Okay, so sit gloeiende splinter in proefbuis. En dan moet hy brand. Die toets vir suurstof gaan julle doen in graad 11, wil ek sê, dalk doen ons dit nog in graad 10, maar ek dink in graad 11 definitief. Waterstof is nie so labes nie, maar as julle dit ooit gaan produseer, hopelik in matriek, kan julle dit toets. En koolstofdioksied dink ek julle doen in lewens. Ergens, doen julle nie lewens, of het dit in lewens gedoen? En weer gedoen? Anyway, kan dit ook altyd weer doen, is baie kalkwater in die lab. Alright, goed, terug by die les. Kalsiumkloraat, ontbind, word warm gemaak, en hy gee vir jou kalsiumkloried met 'n D en suurstofgas. Nou vra hulle vir jou bepaal die massa suurstof wat afgegee word, wanneer jy soveel ontbind. Okay, nou wil ek gou vir jou ietsie wys, ons noem dit die moltabel. Jy hoef hom nie te doen in graad 10 nie, glad nie, ek gaan hom doen en ek gaan die sommetjies apart doen. Maar in matriek gaan jy moltabel somme doen wat 9 punte tel vir een som. En dan moet jy die tabel gebruik. Okay, so dit is goed om dit bietjie te oefen, maar jy hoef dit glad nog nie te doen in graad 10 nie. So wat jy doen is jy begin met die gebalanseerde vergelyking. En ons noem hom ook die RICE-tabel. Die RICE-tabel, want hy het jou ratio in, jou initial, jou beginwaardes, jou change, wat hoe jy verander, die plus of die minus, en dan jou end value, jou einde. Okay, so, in die tabel het jy jou resepie, jou ratio. Ons ratio is 2 geef my 2 tot 3. Dit is my resep. Waar kry ek my resep? In my gebalanseerde vergelyking. Dan, aan die begin het ek wat? Ek het 29 gram van hom aan die begin. Maar in hierdie tabel mag jy slegs mol invul.
Net mol. So jy mag nie massa of volume of konsentrasie of so iets invul nie, net mol. So ons gaan eers 'n bietjie werk om te doen. Ek gaan net eers die mol gaan uitwerk van kalsiumkloraat. Kaliumkloraat. So, mol is massa oor molêre massa. Die massa sê hulle vir jou is 29,4 en sy molêre massa is Oei, nou daar kort 'n kloor by my hoor. Kloraat. There we go. Dit lyk beter. Ja, lyk beter. Dit gee vir jou 122,5. Juffrou, is dit kalsiumkloraat se? Sy molêre massa. En dit gee vir jou 'n mol van 0,24 mol. Mag soek hier afrond. Jy mag nie afrond nie, nee. Maar daar's perfek 0,24. Okay, so aan die begin het ons hier 0,24 mol daarvan. Kyk, so. Daai mol is daai mol. Goed. Nou het hulle vir jou gesê, hy ontbind heeltemal. Wat beteken dit vir ons nou weer? Dit beteken ek het alles gebruik. So ek minus, hierdie is die change. Dit is hoeveel jy gebruik of hoeveel jy kry. So jy minus 0,24, dat jy 0,80 oor aan die einde. Okay. Nou is die vraag, hoeveel suurstof word afgegee? So vra hulle enigiets oor kaliumkloried. Niks nie. Ek gaan definitief nie my tyd mors nie. My sê ding in die lewe is wetenskaplikes is lui, maar effektief. Vra nie so gereg, gaan definitief nie moeite doen nie. Okay, so ek scratch hom so uit, net myself te wys, ek hoef niks in te vul nie, maar is nie moeilik nie, want die molverhouding is 2:2. Okay, hoeveel suurstof het ek hier aan die begin gehad? Hierdie is my resepie mos. Toe haal ek hierdie uit die houer uit. Hoeveel suurstof het ek? 0! Aan die begin, initial, daar staan vir initial aan die begin, het jy altyd 0 van jou produkte. Jy het nog nie begin met die reaksie nie. Hier by change is waar jy eers begin gebruik om te maak. Okay? So jy het altyd 0. Altyd 0. Nou moet ek gaan kyk, maar hoeveel suurstof het gevorm vanaf dit? Okay? So ek gaan lank gaan neem met die sommetjie. 2 kaliumklorate gee vir my 3 suurstowwe. Nou net ons die sin uitgebruik, soveel lewer soveel. Nou skryf ek hulle net so langs mekaar. So die molverhouding is 2:3. Het ek 2 mol kaliumkloraat? Het ek? Hoeveel kaliumkloraat het ek? Het ek 2? Het ek 1 koppie meel gehad? Hoeveel meel het ek gehad? Nee, 6 koppies. En toe gebruik ek net 1 van hom. Okay, so hierso. Kaliumkloraat, dit is net my resepie. Ek het nie 2 mol kaliumkloraat nie. Ek het die kas oopgemaak en gesien ek het 0,24 mol kaliumkloraat. Is julle met my? So, ek het 0,24 mol kaliumkloraat. Hoeveel mol suurstof gaan ek produseer? Okay, nou hierso mag jy nie plus en minus nie. Met ratios mag jy net maal en deel. So, jy kan nou 'n korter manier vat, maar ek gaan dit nou my normale manier doen, is om van 2 tot by 3 te kom. Jy mag nie sê het geplus 1 nie. Jy gaan sê jy deel met die ding aan die linkerkant, maal met die ding aan die regterkant. Want 2 gedeel deur 2 maal met 3 gee vir jou 'n 3. Is julle met my? So dieselfde gaan jy doen hieronder. Jy gaan sê gedeel deur 2 maal met 3. Jy deel altyd met die ding aan die linkerkant en jy maal met die ding aan die regterkant. En as jy dit doen, Nicholas, wat kry jy?
Kan jy dit in jou kop doen? Is 0.36. 0.36. Okay, wat het ons nou net uitgefigure? Ons het uitgefigure dat as jy soveel kaliumkloraat gebruik, dan kry jy 0.36 suurstofgas. So hierso is dit 'n plus 0.36. So toe jy begin het jy niks suurstof gehad nie. En toe plus jy 0.36. So nou aan die einde het jy 0.36 mol daarvan. Is daai plus 0.36 is 'n deel van hierdie tabel. Okay. Wat is die vraag? Was die vraag watter mol suurstof vorm? Nee, die vraag was watter massa suurstof vorm. So nou dat ek my mol het, nou gaan ek sê, okay, goed. Massa is mol maal molêre massa. My mol is 0.36. My massa is Mika. My massa, ek is nou hier besig met suurstof. Is dit, ek gaan weer 3 opsies gee. Is dit 16, 32 of 3 maal met 32? Vir suurstof. Nee, moenie laat ek jou so uitvang nie. Hoekom nie 3 maal met 32 nie? Juffrou daar staan aan 'n 3 vooraan. Ons het hier klaar gemaal met die 3. Daai is die mol verhouding waarmee jy speel. Ons het klaar dit in ag geneem. So jy gaan nie met die molêre massa weer daai 3 in ag neem nie. Jy gaan net na die molekuule kyk op sy eie. Okay? So dit is dan 2 maal met 16 wat 32 is. En as jy daai som doen, Marisel, wat kry jy? 11,52 wat? Gram. Okay. Nou hierdie is overwhelming en dit is nie die maklikste deel van chemie nie, maar dit is lekker deel. So ek gaan vir julle 'n bietjie huiswerk gee. Jou bietjie huiswerk is daai laaste vraagie. Hierso by vraag 10. Okay. Ek wil hê jy moet vir my doen vraag A en vraag B. Okay? Maar ek wil jou ook sê, hierdie is 2 afsonderlike somme. So moenie dink hulle bou op mekaar nie. Dis soos watter massa vorm indien jy soveel kalsiumkarbonaat gebruik en dan hoeveel koolstofdioksied gas vorm as jy soveel gebruik, 500 gram gebruik. So is 2 verskillende somme. Hoor, moenie dat hulle bou op mekaar nie. Okay, so jy gaan 2 keer hierdie ding moet gaan neerskryf. Ciao.